Daar is geen tyd van die jaar waar die kerk so graag sing as tydens die Kerstyd nie. Selfs in die winkelsentrums klink tradisionele kerkliedere op. En as jy jouself kom kry, dan loop jy daar in die gang by die huis af en jy neerie een of ander Kerslied. In hierdie episode van Kerkmusiek, die draer van hoop, wat in 2 dele uitgesaai gaan word, luister ons na pragtige verskeidenheid van Kersmusiek. Dalk is een van die redes waarom die kerk so graag sing in hierdie tyd, is dat ons in Lukas se evangelie, rondom die geboorte van Jesus, telkens een of ander lied hoor. Maar dit bereik sy hoogtepunt met die engele wat daar op die velde van Bethlehem aan die herders verskyn en aan hulle verkondig dat die verlosser gebore is. En in hierdie eerste deel van ons Kersmusiekprogram luister ons na musiek wat die engele se lied verklank. My naam is Werner Ritter en ons bring vir julle hierdie feestelike kerkmusiek-uitsending. Die musiek speel af op 3 verskillende pyporgels en word uitgevoer deur van die beste musisië van ons land. Al 3 hierdie pyporgels wat jy gaan beleef, word deur ons onderhou. Ons as die pyporgelspan behartig landwyd die vakkundige onderhoud, herbouing en opgradering van alle soorte pyporgels. Dit is my gebed dat hierdie geskenk van musiek vir jou 'n innerlike spasie van vrede en 'n diep bewustheid van die Here se teenwoordigheid mag meebring. Hierdie pyporgel is in 1977 gebou deur die Suid-Afrikaanse orgelbouers. Die orgel het 'n totaal van 1893 sprekende pype. Dit was ons voorreg om die gemeente in kontak te sit met 'n weldoener, wat ons in staat gestel het om die orgel volledig te herstel. Ons is bevoorreg en dankbaar om hierdie orgel te mag gebruik vir die ontwikkelingsproses van ons revolusionêre elektroniese pyporgelbeheerstelsel. Ons sien baie uit daarna om in die toekoms baie orgels met hierdie tegnologie aan die speel te hou.
Hierdie bekende Kerslied waarna ons nou net geluister het, The First Noel, is van Engelse afkoms, om meer spesifiek te wees, van Korniese afkoms. Ons vind dit die eerste keer in 'n bundel opgeneem in 1823 in die bundel Carols Ancient and Modern. Ons weet nie presies wat die oorsprong van die teks of van die melodie is nie. In Afrikaans word hierdie lied die eerste keer bekend as 'n koorwerk toe Gawie Silje die woorde geskryf het by Bethlehem in winterkou. Maar toe dit vir die liedboek verwerk is, toe het Attie van der Kolf en Jacques Lou die Afrikaanse teks gedig. In Gesang 367 vind ons een van die liedere wat woordeliks uit Lukas uit aangehaal word. In Lukas 2 vers 14 vind ons die engele lied soos wat hulle die geboorte van die verlosser aan die skaapwagters verkondig. Die oorspronklike woorde en musiek is deur Frans Schulz uit 1870. Maar dit is eers ongeveer 100 jaar later, aan die einde van die 20ste eeu, wat hierdie lied algemeen bekend word in liedboeke reg oor die wêreld.
Hierdie indrukwekkende pyporgel van die Nederduits Hervormde Gemeente Pretoria Oos is in 1973 gebou deur Suid-Afrikaanse orgelbouers met 'n totaal van 1710 sprekende pype. Hierdie orgel is ontwerp deur die gerespekteerde orgeladviseur meneer Willem Matlener. Hierdie orgel is ook die vlaggenskap instrument vanuit die Matlener era. Ons het nou geluister na Wyl herders by hul kudde wag, gesang 368 in die liedboek. Dit is 'n melodie wat uit ongeveer die jaar 1600 kom. Dit handel in Afrikaans oor die herders wat dan die nuus van die engele ontvang dat die kindjie Jesus gebore is en wat dan op daardie nuus reageer. In die oorspronklike Duitse teks word die lied gesing vanuit die
oogpunt van een van die herders self, wat dan vertel wat hy gehoor en gesien het. Ons gaan nou luister na die mees gepubliseerde Kerslied aan die einde van die 20ste eeu. Joy to the world, of die Afrikaanse teks, ere aan God. Die oorspronklike woorde is geskryf deur Isaac Watts op grond van sy christologiese interpretasie van Psalm 98 en Psalm 96. In die Afrikaanse teks word daar nie hierdie psalmverwysings gemaak nie, maar handel dit dan oor die lied wat die engele aan die skaapwagters sing. Aanvanklik was hierdie woorde op 'n heel party ander melodieë gesing, maar toe het Lowell Mason die forse melodie geskep wat bekend is as Antioch. Daar is himnoloog wat sê dat hy daardie melodie geskep het op grond van frases wat hy uit die Messias van Handel uitgekry het. Maar dan is daar weer ander himnoloog wat van daardie aanname verskil. Kom ons luister na Ere aan God, Joy to the World.
Die Nederduitse Hervormde Gemeente Grimbeek Park in Potchefstroom het 'n groot geskenk ontvang. Die grootste pyporgel wat die waardorgelbouers ooit gemaak het. Hierdie pronkjuweel is geskenk deur die gemeente egpaar Pinaar en dien die gemeente alreeds 38 jaar en begelei die gemeente in gemeentesang. Dit is vir ons 'n groot voorreg om hierdie orgel met meer as 2200 sprekende pype en 'n meganiese speelaksie te kon herstel en in stand te hou. Ons het sopas geluister na Gesang 370, Engele uit die hoogste hemel. In die eerste verse van hierdie gesang word daar klem gelê op die lied van die engele en hoe die herders dan daarop reageer. Maar dan in die latere strofes van die lied word daar 'n verband getrek tussen die engelelied en die lied wat die kinders Jesus toesing met sy intog in Jerusalem, die week van sy kruisiging. Ons gaan nou luister na 'n Kerslied uit Franse bodem, Gesang 364, Herders op die ope velde. In die oorspronklike was hierdie teks natuurlik in Frans, maar in die refrein
is die Latynse teks van die engelelied behou. Gloria in excelsis Deo. In die jaar 1847 vra die priester van 'n klein dorpie in Frankryk, 'n digter, Placide Cappeau, wat ook in die dorpie gebly het, om vir hom 'n gedig te skryf oor die Kersgebeure. 'n Gedig wat hy graag wou gebruik tydens sy ou Kersaanddiens. Cappeau was nie 'n kerkmens nie. Om die waarheid te sê, hy was ook die wynhandelaar van die dorp. Maar hy was wel lidmaat van die Rooms-Katolieke Kerk. Hy skryf toe
'n pragtige gedig aan die hand van Lukas 2, maar hy besef baie gou dat hierdie gedig musiek nodig het. En daarom vra hy sy vriend Adolphe Charles Adam om vir hom 'n melodie te toonset. Die interessante was dat Adam nie 'n Christen was nie, maar 'n Jood en nie eers geglo het in Jesus as die verlosser nie. Maar hy skryf 'n aangrypende melodie en op die ou Kersaand van 1847 word hierdie lied vir die eerste maal in die kerk gesing en dit was dadelik baie gewild. 'n Paar jaar later het Capou die Rooms-Katolieke Kerk formeel verlaat. En toe begin die kerk navraag doen oor die oorsprong van hierdie lied. En toe hulle agterkom dat die melodie gekomponeer was deur 'n Jood, het hulle hierdie lied verban om in die kerk gesing te word. Die lied het egter sy pad na die FSA gevind. Daar het 'n predikant, John Sullivan Dwight, hierdie lied aan gemeentes bekend gestel. Hy was 'n vurige kampvegter teen slawerny. En hy het veral die 3de vers van hierdie lied gebruik om te sê dat Jesus gekom het om die kettinge wat mense bind te verbreek. En toe op ou Kersaand 1906 het daar 'n historiese gebeure plaasgevind. Vir die heel eerste keer in die geskiedenis word 'n mens se stem oor die radiogolwe gehoor. 'n 33-jarige professor en assistent vir Thomas Edison, 'n ene meneer Fessenden, saai daardie aand vir die heel eerste maal oor die radio uit. En omdat dit ou Kersaand is, lees hy Lukas 2. En nadat hy die geboorteverhaal gelees het, tel hy sy viool op en speel en sing die pragtige lied wat ons ken as O Holy Night of die Afrikaanse weergawe Heilige Nag, soos wat ons dit kry in Vonklied 385. En op so 'n manier word hierdie lied die heel eerste melodie wat ooit oor die radio geklink het.
Ons sluit deel 1 van ons program met Kersmusiek af, deur te luister na 'n baie bekende Kersmelodie. Hoor die blye engle lied. In Gesang 365 het ons 'n Engelse Kerslied wat in 1739 deur Charles Wesley gedig is, met die oorspronklike titel Hark the Herald Angels Sing. Dit word gesing op 'n melodie van Felix Mendelssohn Bartholdy, wat omtrent eers 100 jaar later by hierdie woorde van Wesley gevoeg is. Ons sluit hierdie program af deur na 'n verwerking van hierdie lied te luister.